Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n naweek gedra het. Ek vertrou dat u goed kon uitrus en dat u reg is vir hierdie nuwe dag en ook hierdie nuwe week. Mag u dit ook sien as 'n geskenk uit die hand van die Here en mag u sien dat u ook 'n ambassadeur is van die koning van die konings, die Here van die leerskare, om in sy diens te staan, om tot sy eer te lewe, kosbare siele vir sy koninkryk te wen, om ook eendag by hom die mooi so te ontvang. Ons weet dit is sy genade, sy instaatstellende krag wat ons ook staande hou. Mag die Here vir ons baie ryklik seën ook in hierdie week. Nou vriende, ons gaan vanmôre praat oor die baie kontroversiële saak, eintlik maar 'n uitvloeisel van 'n boodskap wat ek so tyd terug gebring het, oor die dag en datum bepaling, waaraan mense hulle self skuldig maak en elke keer as leenaars na vore kom. Hierdie dag en datum bepaling van Jesus se wederkoms, wanneer hy na hierdie aarde gaan terugkom, terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê, dat niemand van hierdie dag weet nie. Nou die vraag wat na vore gekom het en die onduidelikheid wat daar heers is dat Jesus self sê in Matteus 24:36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Die vraag wat na vore gekom het is, maar die Here Jesus self sê dat net die Vader alleen weet die dag van sy wederkoms. En die vraag wat ons vanmôre gaan beantwoord is, weet Jesus nou op hierdie oomblik wanneer hy sal terugkom na die aarde? Die meeste mense sê nee, omdat hierdie verse so sê. Markus 13 vers 32, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel of die see nie, maar net die Vader. En dan sê mense vir jou, hier is die Bybelse bewys, Jesus self weet nie wanneer hy gaan terugkom na hierdie aarde nie. Die vraag wat ons vanmôre moet beantwoord, is dit so? Want as dit so is, sit ons met 'n ander kwessie. As Jesus God is, dan sê die Bybel God is alwetend, en as Jesus nie weet wanneer hy gaan terugkom na hierdie aarde nie, moet ons vir onsself die vraag afvra, is Jesus God? Daar moet tog 'n ander antwoord wees, want die Bybel is baie duidelik dat Jesus die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid is. Jy sien vriende, ons glo aan God die Vader, Seun en Heilige Gees, een in wese, drie in persone, en ons sien ook hoe hierdie saak baie duidelik na vore kom. Die Bybel sê aan die begin, laat ons mense skaap na ons beeld en gelykenis. En dan lees ons hier in Matteus 3 vers 16 en 17 by Jesus se doop, hoe hierdie goddelike drie-eenheid bymekaar kom. Daar staan, en nadat Jesus gedoop was, hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Vers 17, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Vader, Seun, Heilige Gees hier teenwoordig, God drie-enig, een in wese, drie in persone, en vir ons as mense is dit soms moeilik om te verstaan. En daarom is die Heilige Gees getrou om vir ons hierdie waarheid in ons harte vas te maak, dat ons een God aanbid, wat hom bekend gemaak het, Vader, Seun, Heilige Gees. Nou vriende, as Jesus God is, waarom het hy gesê, hy weet nie die uur van sy koms nie? Ek dink die antwoord is baie eenvoudig as ons skrif met skrif verklaar. Jy moet onthou, daar was 'n vleeswording gewees. Jesus, God van ewigheid af, het mens kom word, uit die gestalte van 'n mens kom aanneem, gebore uit die maagd Maria, die sondelose volmaakte lam. En die apostel Paulus beskryf dit so mooi in Filippense 2 vers 5, en hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, tot die dood van die kruis. Ons praat hier van Jesus se selfontlediging. Ons praat hiervan dat Jesus gekies het om vir 'n tyd lank afstand te doen van sy goddelike voorregte, sy hemelse voorregte. Jy moet onthou, voor sy vleeswording het hierdie Here Jesus Christus nie honger geword nie, hy het nie moeg geword nie, hy het nie gaan slaap nie, hy was aanbid deur serafs en engele, hy het op die troon van die hemel gesit, hy was die ewige wat na hierdie aarde gekom het, in tyd ingetree het. So ons praat van Jesus se vleeswording, en ons praat van sy selfontlediging, waar hy self gekies het om vir 'n tyd lank sy hemelse voorregte eenkant te skuif. Nou in hierdie tyd op aarde sien ons van sy goddelike attribute na vore kom. Ons dink aan die storms wat hy stil gemaak het, dooies wat hy opgewek het, die berg van verheerliking waar hy van gedaante verander het, sondes wat hy vergewe het, ons sien dit baie duidelik, maar aan die ander kant sien ons ook sy menslike kant. Hy het honger geword, hy het moeg geword, hy was beperk tot tyd en plek, en die Bybel sê vir ons dat hy hierdie uitlating gemaak het, dat hy nie op daardie oomblik in sy vleeswording, in sy mense tyd geweet het van die dag en die uur van sy koms nie. Waarom nie? Die Bybel is baie duidelik daaroor.
Johannes 8:29. Jesus sê, en hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Jesus is baie duidelik daaroor. Vriende, dat hy nie op 'n selfverheffingsmissie is om sy krag te vertoon, om vir homself naam te maak nie, maar hy's hier om die ewige volmaakte verlossingsplan ten uitvoer te bring. Johannes 12 vers 50 sê Jesus, en ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader van my gesê het, so spreek ek. So Jesus, terwyl hy op aarde was, God wat mens kom word het, is diep afhanklik van God die Vader, om dan ook deur hom te werk en te spreek soos die Vader wil hê hy moet spreek. En nou is die vraag, is Jesus nog op aarde? Nee. Die Bybel is baie duidelik daaroor in Johannes 17 vers 24, dat Jesus gesterf het, hy het opgestaan en hy het opgevaar, en in Johannes 17:24, sy hoëpriesterlike gebed, sê Jesus, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. En die res van Filippense 2 verduidelik dit vir ons so mooi. Jesus wat homself ontledig het, in die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het, ons het opgehou by vers 8 en nou sê vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en van die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. U sien vriende, Jesus geniet nou weer sy volle heerlikheid, die volle aanbidding, die volle status en troonposisie. Hy is God die Almagtige, die Ewige, die Alwetende, die komende koning. So weet Jesus nou op hierdie oomblik wanneer hy gaan kom, verseker, want hy is God wat mens kom word het, hy het hierdie goddelike missie ten uitvoer gebring, hy het dit suksesvol afgehandel, hy het nou weer die posisie ontvang wat hy gehad het voor hy na hierdie aarde gekom het, en hy weet presies die uur, die dag en die oomblik van sy koms, want hy is God wat mens kom word het. En hierdie God weet wanneer hy sal kom, en wanneer hy alles tot nuut sal maak, en sy ewige koninkryk sal kom vestig. Ek vertrou dat u die skrif vanmôre ook verstaan het, en dat dit vir u tot seën is, dat ons nie 'n God aanbid wat sonder kennis sit, en een wat ingelig moet word oor sekere dinge wat nog moet gebeur in die toekoms nie. Die Bybel sê vir ons, dat hy is die God wat weet, wat alles beskik en alles bepaal, volgens die raad van sy wil. Mag u en ek ons verheug en verbly in hierdie drie-enige God, dat God bereid was om mens te kom word, dat hy bereid was om die straf vir ons sonde te dra, en mag ons vanmôre ook seker maak dat ons hom ken, en dat ons kan uitsien na sy wederkoms. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.